dieselfde wees nie. Because die kruis dood van Christus was so belangrik, geliefdes, dat God seker gemaak het, niemand gaan sy seun keer om aan die kruis te gaan hang. Amen. Want hy daar gaan hang nie vir my vir sy eie oortredinge nie, maar hy vir my en jou sonde daar gaan hang. Jy sien, wanneer jy by die kruis kom, en weet wat is die Afrikaans, it's level ground. Dan kom nie as 'n pastoor na die kruis toe nie. Dan kom nie as 'n geleerde na die kruis toe nie. Maar ek kom na die kruis toe, omdat ek behoeftig is. Omdat ek die Here nodig het. Ek kom nie geliefdes en staat maak om vorige experiences nie. Maar ek kom na die kruis toe, because ek weet, my redding lê in die kruis. My verlossing lê in die kruis. Halleluja. My genesing lê in die kruis. 1 Korintiërs, hoofstuk 11. Hier wonder mense probeer alles, geliefdes, door die kruisdood van Christus. Dus die volle heerlijkheid kan behaal. Christus, ek wil net vanmorgen, jy moet hier kyk, is wel 'n cream cracker, maar die verteenwoordig die liggaam van die Here. Hy sê vir sy disippels in die nag waarin hy verraai is. In die nag waarin hy verraai is. Toe neem die Here brood. As jy weet, vanaand is die aand wat ek gaan sterwe. En hier sit die man wat my dood gaan my oorlewer. Wat gaan jy doen? Ek gaan probeer om die man te vermy. Ek gaan probeer om nie in sy company te kom nie. Maar die Here neem iets wat baie belangrik was. Hy sê, julle sien, vanaand gaan my liggaam so gebreek word. En Jesaja skryf en sê, hy was ter wille van ons oortredinge verbrys word. Die straf wat vir ons vrede bring, was op hom gewees. Die Here was belaai met die sonde van die wêreld. En hier lees ons in 1 Korintiërs hoofstuk 11, vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorlewer, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem. Imagine, hy kom neem nou brood en hy maak as het ware asof wat vanaand gaan gebeur, hom nie letterlik gaan raak nie. Maar hy het geweet, die deurbraak van jou lewe en my lewe lê in daai nag. Die oorwinning wat ons claim lê in daardie nag. Toe neem hy brood en hy sê, neem hierdie brood en kyk nie na hierdie brood as brood nie. Van vandag af gaan julle na hierdie brood kyk met 'n ander oogpunt uit. Because my liggaam was so gebreek vir julle. Halleluja. En daarom wil ek hê, ek nooi jy om saam met ons deel te neem aan die tafel van die Here. Wanneer jy hierdie brood eet, moet aan niks anders dink nie, maar dink daaraan, Here, die liggaam was gebreek ter wille van my, en ek eet hierdie brood, omdat ek aan die kruisdood dink, omdat ek dink aan dit wat U vir my gedoen het. Moet aan niks anders dink nie. Moenie dink aan jou oortredinge nie, maar dink aan wat vir jou gedoen was. Hy het vir ons sonde geword, sodat ons die gerechtigheid van die Here kan wees. Suster Maria sal kom en sal het kan dien. Die tafel bedien. Neem eet, want dit is die liggaam. Vader, onze vriend, baie dankie dat die liggaam verbrysel was. Dit het vir ons redding gebring. Ons sou nooit weer verlos kon word nie, as dit nie was vir die kruisdood van Jesus Christus. Ons sou nooit oorwinning gekry het, as dit nie was vir U nie. Daarom bid ek, Here, elkeen wie vanmorgen deel sal neem aan die tafel, whatever Here in ons swakheid is, deur deel te neem, hulle oorwinning sal kry. As daar siek liggame in ons midde is, genesing sal manifesteer in die lichaam.
deur aan die tafel van die Here deel te neem. Eet en wees gesond in die naam van die Here Jesus Christus. Baie dankie Here. Dat U dierbaar is vir die troon en so beteken. Halleluja. Dink aan wat gedoen was. Dood van Jesus Christus. Wag geduldig met mekaar. Halleluja. Dis 'n wonderbare ding wat die kinders dagmaal. Baie kerke, die kerk was al bestraf deur 'n ander broer wat gevra het waarom jy die kinders dagmaal. Kinders mag nie dagmaal verbreek nie. Want die dagmaal is net vir sekere mense. Maar dis nie die broer wat gevoel vir almal. En ek het iets opgelet, geliefdes. Toe ons, my kinders was nooit regtig siek nie. Van kleins af dat hulle saam met ons nagmaal gekeer. En ons spreek die woord van genesing, sukses en voorspoed oor hulle uit. En het, miskien is dit deur die nagmaal wat hulle gebruik het. Die kinders mag miskien afval en weggaan en miskien die wêreldse dinge najag. Maar ek sê jou, daar's iets wat hulle gaan herinner en terugbring. And who knows, it might be die nagmaal wat hulle gaan terugbring. So, we are here and we celebrate the death of Christ. Hallelujah. Ons gaan vir die Here baie dankie sê en ook afsluit. Hallelujah.
Vader, ons sê vir U baie dankie ons. En ons hande na die hemel in dankbaarheid vir wat U gedoen het. Baie dankie, Here, deur die prediking van die woord vanmôre. Dankie Here dat ons kon deelneem aan die tafel. Ons wil dit nie ligtelik opneem nie, want 'n duur prys was betaal. Die prys van Jesus Christus, die enigste seun, het sy lewe neergelê. En wanneer ons dink aan die kruisdood, wat dit vir ons gedoen het, dan kan ons net sê baie dankie, Here, dat U ons nie in ons sondige toestand gelos het nie. Ons het gesoek na vrede en gejaag na die wêreldse plesier, maar Here, U het ons teruggebring en ons op 'n punt gebring waar ons vanmôre kan staan en sê aan U kom toe die eer, lof en majesteit. Baie dankie vir elkeen wie deelgeneem het aan die tafel. Seën hulle, Here, terwyl hulle nou na hulle verskillende wonings sal gaan. In die naam van Jesus Christus, vir baie dankie. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en die Here sal jou bewaar. Die Here sal sy aangesig voor jou laat skyn en vrede bring. Hy sal sy aangesig verhef en barmhartig wees in Jesus naam. Amen. Amen.